dit is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense, maar deur God genoem word. Yes. Groete in die mooi naam van ons Koning Jesus Christus. Ek is Pastor Ricardo Miller. Ek wil vir julle sê baie welkom terug by ons program op Kruiskyk. Prys die Here Jesus Christus. Dis weer vir ons 'n genadekans, 'n goddelike eer om weer saam met julle te wees, om te deel die woord van die Here. Ek prys die Here Jesus Christus. Vandag gaan ons 'n nuwe strategie aan u deel wat die Here met ons mee gedeel het. Prys die Here Jesus, wat u kan gebruik as daar iemand is, as daar 'n geliefde is wat vasgevang is in die wêreld se begeerlikheid, in sonde en ongeregtigheid. Ons het 'n strategie hoe 'n mens met sonde kan deel. Prys die Here Jesus. Kom ons gaan dadelik na die woord van die Here in die boek van 1 Korintiërs 2 vers 7 tot 8. Kom ek gaan lees van vers 6 af. 1 Korintiërs 2 vers 6. Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld of van hierdie wêreld se heersers wat vergaan nie. Maar ons spreek die wysheid van God wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was en wat God van ewigheid af voortbeskik het tot ons heerlikheid, wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie, want as hulle dit geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. Prys die Here Jesus, net tot sover. Kom ons let die oë, geliefdes. Ons almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons kom sê vir U baie dankie. Here, vir 'n genadekans wat U aan ons gee, my koning. Here, om weer met U kinders, Here, uit die woord van die Here uit te deel. Ek vra U, my koning, Here, nie my gedagte, my woorde nie, maar laat die wil van die Here geskied, laat die woord van die Here sy doel bereik. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Prys die Here Jesus. Die Bybel sê in die boek van 1 Korintiërs 2 vers 6 tot 7. Hy sê, want ons spreek die wysheid van God wat bestaan in verborgenheid. Die wysheid van God, as ek dit kan lees, hy sê, toch spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld of van hierdie wêreld se heersers wat vergaan nie. Hy sê, maar ons spreek die wysheid van God wat bestaan in verborgenheid. Dit is 'n wysheid van God, maar die skrif sê wat bestaan, hierdie wysheid bestaan in verborgenheid. So is 'n wysheid wat nie accessible is vir enige persoon of vir almal nie. Daarom sê die woord van die Here dat die wysheid bestaan in verborgenheid. Hy sê, want ons spreek die wysheid van God wat bestaan in verborgenheid. Dan sê hy, wat God van ewigheid af voortbeskik het tot ons heerlikheid. So dit is 'n wysheid wat nie van die hemel afkom nie, maar dit kom uit die ewigheid uit. Die woord van die Here sê, wat God van ewigheid af voortbeskik het tot ons heerlikheid. Daarom sê die Bybel, die hemel is sy troon en die aarde is die voetbank van sy voete. Maar Jesaja sê dat God woon in die ewigheid. Daarom sê Moses, van ewigheid tot ewigheid bestaan U en daar is geen einde aan sy bestaan nie. Prys die Here Jesus Christus. Hy sê, wat bedek was van ewigheid af en wat God voortbeskik het tot ons heerlikheid. En dan sê in vers 8, as die heersers van hierdie wêreld die wysheid geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. As die heersers van die wêreld die wysheid geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie geken het nie. So in ander woorde, hulle sal nie gesondig het nie teenoor God nie, as hulle die wysheid geken het. As ons kan gaan in die woord van die Here in die boek van Genesis en ons kyk toe die Here die skepping gemaak het. Die Bybel sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape en die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreldvloed. En God het gesê, laat daar lig wees. En die Bybel sê, en daar was lig. Nou, die lig wat God daar gesê het, laat daar lig wees, dit was nie liggie soos ons vandag lig ken nie, want die Here het die ligte, die son, die maan, die sterre, die groot lig om te heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag en die sterre het God op die derde dag gemaak. Maar hierdie lig wat God in die begin gemaak het, was wysheid. Dit was die wysheid wat God gemaak het. Dis hoekom voor die Here God iets begin, stuur hy eers die wysheid vorentoe om die atmosfeer te create.
vir dit wat God wil doen. Dis hoekom voor God jou iets gaan gee om te doen, gaan God jou die nodige wysheid gee om hierdie spesifieke taak aan te vat wat God jou gegee het. Prys die Here Jesus. As ons moet gaan na Spreuke 8 vers 22. Ek wil hê jy moet hoor hoe spreek die wysheid. Spreuke 8 vers 22. Die Here het my berei as eersteling van ewigheid af. Die Here het my berei as eersteling van sy weg, voor sy werke van ouds af. Van ewigheid af is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd van die aarde af. Hoor wat sê die wysheid hierso. Hy sê die Here het my berei as eersteling van sy weg, voor die Here begin het om hemel en aarde te skape. Sê die wysheid, het die hemel my berei as eersteling van sy weg, voor sy werke, voordat God begin werk het, voordat God die creation, die skeping van hemel en aarde begin het God die wysheid geberei as eersteling van sy weg, van ouds af, sê die wysheid. In vers 22, 23 sê, van ewigheid af. Daarom sê ek, dit is 'n wysheid wat nie van die hemel afkom nie, want dit is 'n wysheid wat kom voor die hemel, voor hemel en aarde geskape was. Wat was het God die wysheid? Hy sê van ewigheid af is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd van die aarde af. Nog voor hemel en aarde geskape was die wysheid. Prys die Here Jesus. Die wysheid was die eersteling van die skepsele van God. Die eersteling van die weg voor sy skepping het God die wysheid. Maar wie is die wysheid en wat is die wysheid wat die Bybel van praat? Die lig wat God in die begin gesê het, laat daar lig wees. Want dit is duidelik in die woord van die Here, dit is nie die son of die maan nie. Dit is nie die tipe lig wat ons vandag ken as lig nie, maar dit is die wysheid wat God, toe God gesê het, laat daar lig wees. Dit was 'n instruksie vir die wysheid, om wysheid te bring, om 'n atmosfeer te skep van wysheid, voordat God hemel en aarde gecreëerd het. So in ander woorde, hemel en aarde was gecreëerd binne environment of 'n atmosfeer van wysheid. Voordat God die plante, die bome, die see, die grond gemaak het, het God hulle binne 'n atmosfeer van wysheid gegee. So in ander woorde, die hele creation het sy eie understanding. Prys daarom hoef die Here nie vir die see te sê tot hier toe en nie verder nie, want hy's binne die wysheid gecreëerd. So in ander woorde, die water het sy eie understanding, dat ek moenie verder as dit is my grens wat die Here van my gestel het. Prys die Here Jesus. En daarom sê die woord van die Here dat Jesus Christus die wysheid van God en die krag van God. Daarom sê Johannes in die evangelie van Johannes, die Bybel sê, hy sê in die begin was die woord, en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het niks ontstaan wat ontstaan het. Dan sê die skrif, in hom was lewe en die lewe was die lig van die mense en die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig. So in ander woorde, die lig was die woord wat in die begin by God was. Hy sê in hom was lewe en die lewe was die lig van die mense en die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Dan sê die skrif, daar was 'n man van God wie gestuur was om van die lig te getuig. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig was, aankom in die wêreld. Hy's op pad en hy's in die wêreld. Die skrif sê, en die wêreld het deur hom ontstaan. Die lig, die wysheid, die woord, wie Jesus Christus is, die wêreld het deur hom ontstaan. En ons, hy sê, en Johannes sê, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eersgeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Prys die Here Jesus Christus. So die woord van die Here sê in die boek van Korintiërs, 1 Korintiërs 2 vers 8. Hy sê, as die heersers, as die owerste van die wêreld die wysheid geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. So in ander woorde, hulle sal nie teenoor God gesondig het as hulle die wysheid geken het nie. En die woord van die Here sê dat as ons opsetlik sondig, dan kruisig ons die Here opnuut. Ek wil eintlik aan u bekend maak, wat is die rede
dat ons mense vandag nog opsetlik sondig, nadat hulle weet wat's reg en wat's verkeerd. Nadat die mens weet dat om in 'n buite-egtelike gemeenskap te lewe is verkeerd teenoor God. Hoekom gaan mense aan asof daar nie fout is terwyl hulle weet dis verkeerd? Hoekom is die mens nog steeds afgunstig op sy broer en sy suster terwyl die mens weet dit is verkeerd teenoor God? Hoekom is die mens nog steeds besig om te roof, om te plunder op die aarde? As omdat hulle ken nie die wysheid van God nie. Daar's geen verhouding tussen hulle en die wysheid van God nie. Maar die Bybel sê as die owerste van die wêreld die wysheid geken het, sou hulle die Here van die heerlikheid nie gekruisig het nie. So in ander woorde, hulle sondig vandag as gevolg van iets wat hulle nie ken nie. Dit is die rede hoekom hulle sondig. En die fout wat ons baie keer maak, wanneer ons na hulle toe kom, om vir hulle te waarsku, of om vir hulle te help, ons kom vertel hulle van wat hulle weet wat's reg en wat's verkeerd. En dis eintlik die verkeerde ding. Die verkeerde ding wat ons baie keer doen is om vir die persoon te vertel dat hierdie ding wat jy doen is verkeerd. Dis 'n rede hoekom ek so sê. Kom ons gaan na die woord van die Here in die boek van 1 Korintiërs 15 vers 56. Die apostel Paulus skrywe aan die Korintiërs. Hy sê die angel van die dood is die sonde. Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde is die wet. Maar God se dank wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Hy sê maar die krag van die sonde is die wet. Die krag van die sonde. Wat bekragtig sonde? Wat hou mens in sonde? Wat maak dat mense groei in die kennis van goed en kwaad wat sonde is? Die Bybel sê die krag van die sonde is die wet. Wat het die wet gekom doen? Die Bybel sê dat die wet het ons geleer om die sonde te ken. Dis hoekom toe die Here vir Adam sê in die tuin van Eden, van al die vrugte mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Want die dag wanneer jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. En wat het gebeur toe Adam geëet het van die vrug, die boom van die kennis van goed en kwaad? Adam het gegroei in die kennis van goed en kwaad. En soos Adam gegroei het in die kennis van goed en kwaad, het Adam vervreemd geword van God se stem. Adam het vervreemd geword van God se teenwoordigheid. Toe die woord van die Here sê, en die stem van die Here het gewandel in die tuin in die aanwinkie. En die Here het gevra, waar is jy? En Adam sê vir die Here, ek het gevrees want ek het 'n geruis gehoor. Die stem van die Here wat gewandel het in die tuin, het vir hom nou 'n geruis gehoor, dat het iets vreemd geword. Want dis wat gebeur wanneer iemand groei in die kennis van goed en kwaad. Want die moment toe hy geëet het van die vrug van die kennis van goed en kwaad, dis toe hulle oë oopgegaan het, toe begin hulle sien hulle nou, hulle is naak. Hulle begin sien nou, hulle word gewaar. Hulle is bewus van hulle sonde. Hulle is bewus van hulle naaktheid. Hulle is bewus van hulle tekorte. En dis hoekom baie keer ons nie uit daardie situasie uitkom nie, want ons is te bewus van die verkeerde. Ons is te bewus van wat ons eet nie. Dis hoekom mense hulle altyd vergelyk met ander mense, want hulle is bewus van hulle tekorte. Hulle is bewus van wat hulle nie eet nie. Ons consciousness, daar's 'n tyd van ons consciousness wat die Here ons wil uithaal. Die Here wil jou bewus maak, en dis die fout, en dis die krag van die sonde is die wet. Want wat maak die wet? Die wet maak jou bewus van die verkeerde ding. In my attempt om my broer of my suster te probeer help, om hulle te waarsku. Want die Bybel sê dat die wet het ons geleer om die sonde te ken. In my attempt as 'n prediker van die wet, om vir jou te sê, moenie dit doen nie, moenie daai doen nie. Wat ek eintlik doen, wat ek weet wat ek doen nie, is ek bekragtig eintlik die sonde, want die Bybel sê dat die krag van die wet
van die krag van die sonde is die wet, want wat maak die wet? Die wet het jou gekom leer om die sonde te ken. Die wet het jou kom bewus maak dat die is reg en die is verkeerd. Die is aanvaarbaar vir God en die is nie aanvaarbaar vir God nie. Dis die krag van die wet bekragtig sonde en dis baie keer wat ons doen, onwetend bekragtig ons die sonde, wanneer ons die persoon kom vertel van wat hy alreeds weet. Want die mens weet wat's reg en wat's verkeerd. Die mens weet om 'n buite-egtelike gemeenskap te hê is verkeerd. Die mens weet om sigarette te rook is verkeerd. Want ewen op die pakkie wys of jou hierdie goed veroorsaak kanker. Die mens weet dit. En baie keer maak ons die fout uit ons goeie hart uit en ons goeie begeerte vir hierdie persoon. Want ons wil hê die persoon moet verlore gaan nie. Want die Bybel sê dat is nie die wil van God dat een siel moet verlore gaan nie, maar dat almal gered moet word. In daardie attempt om daardie persoon te red, bekragtig ons eintlik die sonde, om daardie persoon bewus te maak, om hom conscious te maak van die verkeerde ding. Maar die woord van die Here sê, maar die Bybel sê, as die owerste die wysheid geken het, sou hulle die Here van die heiligheid nie gekruisig het nie. As hulle die wysheid geken het, as hulle die Here Jesus geken het. So in ander woorde, wat is ons responsibility vandag? Om die mens uit sy gevangenskap van sonde en ongeregtigheid uit te bring, is om die mens te vertel van die liefde van God. Is om die mens te vertel van die genade van God. Is om die mens bewus te maak dat God het in Christus die wêreld met homself kom versoen, om so die wêreld se misdade nie meer toe te reken nie. God het in Christus die wêreld met homself kom versoen. Wat beteken wat God in Christus Jesus gedoen het, toe hy die Here Jesus gelaat sterf het op die kruis en hom opgewek het. Die woord van die Here sê, hy het gesterf ter wille van ons sondes en hy is opgewek ter wille van ons regverdigmaking. Prys die Here Jesus Christus. Die Bybel sê, God het in Christus die wêreld met homself kom versoen en ons, dis wat ons die wêreld mee moet kom bewus maak. Dat die Here het Christus gestraf ter wille van jou. En die skrif sê net wat die mens sê, dis wat die mens gaan maak. Maar die straf wat op ons was, het hy op hom geneem. En ek dink die mens is nie bewus van wat die Here gedoen het nie. Die mens is nie conscious daar buitekant van wat die Here Jesus Christus vir ons gekom doen het nie. Hy het sy lewe vir ons afgelê. Die woord van die Here sê hy het ons gekoop met sy bloed uit elke stam en taal en volk en nasie. Die woord van die Here sê nie deur silwer of deur goud nie, maar deur die kosbare bloed van die lam het die Here ons gekoop. So in ander woorde, as God die wêreld gekoop het met sy bloed, dan beteken dit die wêreld behoort aan hom. En ek dink dis wat baie van die mense wat in die wêreld is nie weet nie. Hulle weet nie dat die Here Jesus het hulle gekoop met sy bloed nie. En dit is ons verantwoordelikheid wat die Here afgesonder het, wat die Here aangeneem het, wat nou soos apostel Paulus sê ambassadeurs is van die koninkryk van God, om hulle bewus te gaan maak van wat die Here alreeds vir hulle gedoen het. Prys die Here Jesus. Daarom sê die woord van die Here, welgeluksalig is die man aan wie die Here die ongeregtigheid nie meer toereken nie, en wie se sonde bedek is, want dis wat die Here kom doen het. Prys die Here Jesus Christus. Daarom wil ek vandag vir iemand sê, dat jy hoef nie te sterwe nie, want die Here Jesus het al reeds vir jou gesterwe. Die Here Jesus sê dat ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Prys die Here Jesus. Die Here Jesus sê, wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Wat 'n goeie nuus is dit. Wat 'n goeie nuus is dit. En ek glo, ek wil u vandag bemoedig, kind van die Here. Kom ons maak die mens bewus. Kom ons maak die mens daar buitekant bewus van wat die Here vir hulle gedoen het. Kom ons maak die mens daar buitekant bewus van die liefde van God. Van die Bybel sê dat so lief het God die wêreld gehad, die wêreld gehad. Hy praat nie van so lief het God die kinders van die Here. Hy sê so lief het God die wêreld. Hy praat spesifiek van die wêreld, die ongelowige. Hy sê welgeluksalig is hulle wie se ongeregtigheid vergewe en wie se sonde bedek is. Die Bybel sê dat miskien sal ons nog vir 'n goeie mens sterwe, maar die Here Jesus kom bewys sy liefde dat hy op die regte tyd vir die goddelose, vir die wat godloos is, en hy gekom sterwe. Dis vir wie die Here gekom het
Prys die Here Jesus Christus. Hy sê dat die dief het net gekom om te steel, te slag en om te verwoes, maar die Here Jesus sê, ek het gekom sodat jy wat in sonde verkeer, sodat jy mag lewe en oorvloed van lewe mag hê. Want dit is nie God se wil dat jy moet verlore gaan nie, maar dat almal gered moet word. Dit is die wil van die Here dat elke persoon op hierdie aarde gered moet word. Maar wat maak dat mens in sonde verkeer? Wat sê die Bybel? Hy sê dat die krag van die sonde is die wet. Die wet kom maak jou bewus van jou sonde, van jou swakheid, van jou tekorte, van wat jy nie het nie. Maar die moment toe Adam eet van die boom van die kennis van goed en kwaad, toe word hy bewus van sy naaktheid. Hy word bewus van wat hy nie het nie. Hy word bewus, prys die Here Jesus Christus. En dis wat maak dat mense soms hulle vergelyk met anders. Ek vergelyk my met ander mense. En nou voel ek klein, ek voel te neergedruk. En die duiwel gebruik dit om my te bind. Maar ek is vandag hier om vir u te sê, prys die Here Jesus Christus. Dat die woord van die Here sê, geseën is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge. God het jou alreeds geseën. Maar ek is vandag hier om vir u te sê, kom in lyn met die plan van die Here vir u lewe. Want die Bybel sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde van daardie weg is die weë van die dood. En die Here Jesus Christus het sy lewe afgelê vir my en vir u, prys die Here Jesus, sodat ons nie verlore hoef te gaan nie. Maar ek is hier om u vandag bewus te maak. Halleluja. Ek wil jou nie bewus maak van jou swakheid nie. Ek wil jou nie bewus maak van jou sonde nie. Ek wil jou nie bewus maak van die ongeregtigheid wat jy in verkeer het. Maar ek is hier om jou bewus te maak dat die Here Jesus het sy lewe afgelê vir jou sonde. Daarom toe die Here Jesus op die kruis hang en hy roep uit, my God, waarom het u my verlaat? En God het nie geantwoord nie. Daar was geen respons nie. Want God het hom nie geantwoord, sodat God jou kan antwoord in jou tyd van sonde. Dis hoekom God hom nie geantwoord het nie. So in ander woorde, die straf wat ek moet geontvang het, die straf wat ek moet geontvang het, die punishment, die woord van die Here sê, dat uit die skuldbrief wat in sy insettinge ons vyandig was, aan die kruis vasgenaal en uitgewis. Die skuldbrief, die sondeskuld, was op die kruis vasgenaal. Hy was die skuldbrief. En daarom sê die woord van die Here, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Al die ou dinge het verbygegaan. Die apostel Paulus sê, kyk, alles het nuut kom word. En dis wat ek vandag vir u mee wil bemoedig. Ek wil u probeer bewus maak van wat die Here vir u gedoen het. Prys die Here Jesus Christus. Van die skrif sê, die Jesaja sê dat die hand van die Here was nog nooit te kort om te help nie, en die oor van die Here was nog nooit te swaar om te hoor. Daar is geen situasie wat jouself in bevind vandag wat die Here jou nie kan uithaal nie, maar jy moet bewus word dat die Here in staat is. Daarom sê die woord van die Here dat God is in staat om te kan doen ver bo wat ons bid, bo wat ons vra, volgens die krag wat in ons werk. Prys die Here Jesus Christus. Jy het krag in jou om die duiwel te kan weerstaan. Daarom sê die woord van die Here, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Nader tot God en God sal tot jou nader. Prys die Here Jesus Christus. Jy het dit binne in jou. Daarom sê die woord van die Here, hy sê wees heilig, want ek die Here God is heilig. Ons hoor mos gewoonlik mense sê dat niemand is heilig nie. Maar die skrif sê wees heilig, want ek die Here God is heilig. Die Here sal vir jou sê, wees heilig, en jy het dit in jou om heilig te wees. Om heilig te wees beteken net om in kan gesit te word. Die Here wil jou in kan sit vir sy doel. Die Here wil jou in kan sit vir wat hy wil doen op hierdie aarde. En daar's 'n heerlikheid wat God wil deur jou openbaar aan die aarde. Daarom sê die woord van die Here, hy sê dat self die skepping wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die kinders van God. Want self die skepping is aan die nietigheid onderworpe, maar nie gewillig nie. Die Here wil 'n wonderwerk deur u lewe doen. En ek is hier om vandag vir u bewus te maak van dis wat die Here gedoen het met Gideon. Toe die Here die engel van die Here gestuur het om met Gideon te kom praat.
En Gideon was besig om hom weg te steek vir die Midianiete, want hulle was onder die Midianiete. Maar die engel van die Here kom maak bewus aan hom. En die engel van die Here, en hy bring 'n offer wat die engel van die Here, hy sit die 2 broodkoeke op die klippe. En wat die engel van die Here gemaak het, hy het dit nie geëet nie. Hy het net gewys na die klip toe en vuur het uit die klip uitgekom. Hy het vir Gideon gesê, magtige held, terwyl Gideon in gevangenskap is. Hy het vir Gideon kom bewus maak dat jy het dit in jou. Prys die Here Jesus om sy volk te verlos. Onse God en Hemelse Vader, in die naam van Jesus Christus, Here, maak ons broers bewus, maak dat die suster bewus, dat sy het dit in haar om op te staan, sy het dit in haar om die duiwel te weerstaan, sy het dit in haar, prys die Here Jesus. Ons kom sê vir die baie dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Tot 'n volgende geleentheid, kind van die Here. Die Here seën u. Shalom. Dit is wanneer jy 'n vredemaker is wanneer jy 'n kind van God, nie deur mense, maar deur God genoem word. Yes.